Graag groet ek julle en elkeen vir die vanmôre in die naam van die Here Jesus. Baie dankbaar vir die wat saam met ons is, ook baie dankbaar vir u wat op sosiale platforms saam met ons inskakel. Die gebed van my hart is, die Here werklik met ons ontmoet vandag. U hart sal kom aanraak en tot ons op ons spreek. Voordat ek oorgaan na die bediening toe, volg die skriflesing toe. Kyk ons hierdie jaar na, waar gaan ons heen? En my vraag wat ek wil in ons harte lê vanmôre by die aanvang van hierdie boodskap is, beweeg ons. Beweeg ons doelgerig in 'n rigting, verkieslik God se rigting. Of staan ons vandag stil? Het ons iewers gestagneer, gestop? Iewers, of iewers tot opgegee? As jy hierdie dinge in jou eie lewe vanmôre oordink, nooi ek jou graag om jou Bybel oop te maak in die boek van Genesis, die 19de hoofstuk. En ons gaan saam lees verse 15 tot 17. Genesis hoofstuk 19. En ons gaan lees verse 15 tot 17. Genesis chapter 19, and we'll be reading verses 15, 16 and 17. Genesis 19 verses 15 to 17. Genesis 19 vanaf vers 15 en toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm, toe gryp die man hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. En toe hulle daar buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie, en moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. Tot sover, kom ons maak dit ons oop. Here, baie dankie, dat ons die geleentheid en die voorreg het om die woord te kan lees en te kan hoor. I pray that we shall not merely hear and receive, Lord, but that we shall make it our own, and that we shall allow your word to fill our hearts, en Here, om te wees 'n fontein, wat vars water en nuwe lewe uitspruit, sodat ons kan wees, Here, 'n goed besproeide tuin, wat se vrug nie teleurstel nie, en die blare dien tot geneesmiddel, soos U dit in die woord beskryf. Help ons om te wees wie U ons geskape, geroep en aangestel het om te wees. And help us to go wherever you lead us by your Spirit, O Lord. This I pray in Jesus' wonderful name. Amen. Ons tekstoordenkings vandag is opgeteken in die 17de vers van die gedeelte wat ons gelees het. Genesis 19 verse 17 is 'n teks for meditation wat sê, en toe hulle daar buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie, en moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. When they had brought them outside, one of the angels said, escape for your life. Do not look behind you, or stop anywhere in the entire valley. Ek wil vandag se boodskap omtitel, moenie. Enkele woord, moenie. Don't. It might seem like a bit of a dark picture to start
oath. But each of us ought to consider where we stand and what it is we should not do or keep on doing. We should consider what it is we should not do or keep on doing. Dalk nie heeltemal die begin van 'n boodskap wat ons wil hê nie. En dan maklik om te besluit dat hierdie boodskap nie vir my is nie. Tog wil ek jou vra, my maat eintlik met jou tyd vanmôre, om nie nou al jou hart toe te maak, af te sluit. Of die uitsending waarna jy luister en kyk, stop. Maar luister asseblief aan. For I believe that the Lord wants to share something significant with each of us. The Lord came to Abram and he said to Abram that he was going to destroy Sodom and Gomorrah. Abram at that point in time started to intercede for these cities, not purely because his nephew lived there, but also for all others who were in right standing with the Lord. Sadly to say, there was none other. No other who stood in righteousness before God. En so die engele dan 'n lot gekom en hom meegedeel wat sou gebeur. Lot het die voorreg gehad om met sy hele familie die land te verlaat. Sy skoonseuns het nie die boodskap verstaan nie en gereken en gemeen dat hy skeer gek met hulle. Maar toe die môre breek, het die engele by Lot aangedring om te trek. En dan sê die skrif, hy het getal. Hy het gehuiwer. Hy het so bietjie teruggestaan. Die engel het hom daar in die hand gegryp. Hulle het sy vrou en sy dogters gegryp en hulle na buite uitgelei. We also need a bit of a push at times in our lives, just like Lot and his family needed in this moment. Because even we are at times a bit hesitant to move, despite our commitment to God, to follow Him. Despite coming to the Lord and saying, Lord, wherever you lead, I will follow. And as the angels led them out and brought them to the outside, an angel said to Lot, escape for your life. Do not look behind you or stop anywhere in the entire valley. What we don't always see is that by following and obeying the Lord, we actually gain our lives, as Luke said. For he said, by your patient endurance, empowered by the Holy Spirit, you will gain your souls. So when we follow the Lord, when we obey Him, we are gaining our lives. Maar dat is 'n opdrag, moenie terugkyk en moenie in die Jordaanstreek gaan stop. Die opdrag is duidelik. Vir Lot en sy familie het dit beteken en beskryf in ons. Hulle moes hulle lewens agter
agterlaat. Ons mis egter dat die skrif sê dat hulle wie hulle lewens wil red sal dit verloor, maar hulle wie dit verloor terwille van God se koninkryk, terwille van gehoorsaamheid aan die Here se opdrag, hulle sal dit wen. Hulle sal dit red. Jy sien God se volgorde maak nie altyd vir my en jou sin. Dit wat ons geleer het in ons menswees vir hoe goed moet werk en vir wat die Here van ons verwag, is baie keer teenstrydig met mekaar. En omdat dit teenstrydig is, dink ons dit kan nie so omwerk nie. Jy sien, Lot hulle word nie geroep om 'n lewe agter te laat. Maar hulle word geroep om na 'n lewe te hardloop. Ek haal jou nie uit Sodom en Gomorra uit om iets agter te laat nie, maar ek lei jou uit om jou na iets te lei. Het die Here nie gesê, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom sodat jy lewe, en dit, wat is dit? Lewe in oorvloed kan hê. So wat is dit wat die dief kom om te steel, te slag en te verwoes? Dit wat Jesus wil gee, wat wil Jesus vir ons gee? Lewe. En dit is sy begeerte, dat ek en u hierdie lewe, nie net hierdie lewe nie, maar ook die hiernamaals lewe, werklik altyd saam met hom moet wees en saam met hom moet geniet. But as they ran away, we know the story that Lot's wife turned around. She looked back and turned into a pillar of salt. Well, I sat last night and I wondered, why salt? Why did she turn into salt? Did Jesus not say, you are the salt of the earth? What does salt do? It perseveres. It gives taste. In other words, it brings a better life. And did the Lord not actually come through this? My thought. Did the Lord not through this come and say, this is what you were called to be? But because you look back, you missed it. But then the second question, why did Lot's wife look back? Did she look back because a part of her never left? It was still in Sodom and Gomorrah. At times the Lord is calling us where we ought to go. But when you start to move, you realize that not all of you are moving. Part of you stayed behind in the place which you claim you have left. What we know, but do not really consider, is that the Lord is out to rescue His people. The Lord is out to save His people from destruction. And so He called Lot and his family as He's calling us. For you see, the Lord does not want us to stay in a place that will destroy us. And we cannot stay there
when the Lord said move, and think we'll come off scot-free. Die Here roep lot hulle om Sodom en Gomorra te verlaat. En ek gaan nou daarby kom oor wat het is wat ek en u dalk in ons lewens moet verlaat. Maar die Here roep hulle om Sodom en Gomorra te verlaat met alles wat in hulle is. Jy kan nie met jou wese verlaat, maar jou hart is nie saam nie. Jy kan nie vashou aan iets wat was. In 'n ou oomblik, in 'n vorige oomblik in die verlede. Want jy sien, dis wat Lot se vrou gedoen het. Ja, sy het verlaat, maar sy kyk terug omdat daar 'n gedeelte van haar dalk haar hart nog was in Sodom en Gomorra en sy was nie gereed om dit te laat gaan nie. En daardie ding hou haar gevange. Sy het gemis wat die Here uit haar lewe wou verwyder. Die Here kom om hulle te bevry van 'n omgewing van mense wat dalk 'n slegte invloed op hulle lewens gehad het. Maar Lot se vrou weier om dit raak te sien. Net so wil die Here by tye ook vir u en vir my kom verlos van 'n toksiese verhouding, 'n skadelike verlede, of 'n ou identiteit. En hy roep ons om te beweeg in die nuwe wat hy wil gee, soos hy in Jesaja 43:19 gesê het. Maar ons hou vas aan dit wat agter is. Ons hou vas aan dit wat ons dink ons kan wees en mis wat God wil doen. We find this behavior more than not throughout the Bible. Do you recall that Israel prayed that God would set them free from slavery there in Egypt? You remember that? How many times have they not cried out to the Lord to intervene and to come and send them someone who will lead them out? They cried out to be freed from slavery and the fact that they were mistreated. And after 400 years in Egypt, the Lord did just that. And for the next 40 years, in the desert, and at least 6 times, along the road to the promised land, they wished to go back to Egypt. 6 times they stopped and forgot about the future, forgot what lies before them, and wished they could go back to what the Lord has set them free from. We find it strange, for how could they? But I don't think we should ask how. We should rather ask what prompted them to want to return. For you see, as they wished to return, so Lot's wife wished to return. And even you and I do the same. So what prompted Israel to want to go back? Every single time they were faced with hard times, challenges or difficulty, they said, I'm not going to do this. I don't want this. I'd rather go back. Why?
They remembered only what they wanted to remember. They missed the free food. They knew what life was all about in Egypt. They missed the comfort they created for themselves despite the pain and the adversity. And at the end, like Lot's wife, they missed what God was doing and where He was taking them. Hoekom verlang mense na die verlede? Hoeveel keer hoor jy nie dat mense sê, ja maar jy weet in my dae het ons dit en daai nie anders gekry. Jy weet in die ou dae. En mense hou vas aan dit en verlang daarna. Maar wat ons moet besef vandag is ons leef nie meer in gister nie. Ons leef in nou. Saam met dit wil ek ook byvoeg, ons leef ook nie in môre nie. Ons leef in nou. So nou moenie terugkyk nie. En moenie stop nie. Moenie opgee. Ons dink opgee is die maklikste. Ons dink is die antwoord. En dan sê die Here, moenie stop. Hoekom verlang ons na die verlede? Vir dieselfde rede hoekom die duiwel jou herinner aan die verlede. Die duiwel kan jou nie herinner aan jou toekoms nie. Hy kan, maar hy wil nie. Nie wanneer hy in ag neem wat God vir jou gedagte doen. Maar hy kan jou herinner aan gister. Hoekom? Want gister is bekend. Almal weet wat gister gebeur het. Die onbekende in die nou en in die toekoms. En die vrese van sal ek suksesvol wees, sal ek dit maak, sal ek die deurkom, maak dit ons terug. Nog het Paulus vir ons gesê wat ons moet doen. Hy sê vergeet wat agter is en strek jou uit na dit wat voor is. Die Here sal nie iets sê en dit dan nie laat wees. Ons laat te veel ons vrese vir ons dikteer. Die Here sal nie iets sê en dit nie laat wees. So die feit dat ek en u vassteek in die verlede, terwyl ons wese hier is, maar ons harte koud, maak dit ons kan word. Die Here ons geskape, geroep en toegerus om te wees. Wat sê ek hier vir jou vanmôre, kind van die Here? Jy is geroep. Jy is deur God geskape en deur hom toegerus. Hy het jou klaar voorberei en volkome gemaak om te wees wie jy moet wees. Ek glo dit nie, ek aanvaar dit nie, ek twyfel daarin. Terwyl die Here net sê, volg my. For 400 years Israel was enslaved. What mentality do we think they would have the day when they left Egypt? They left with a mentality of slavery. And that's what we also do.
the mistakes that we made, the sin that was committed, the hardship and the disappointment we endured. We allow it all to define us and keep us bound to the past. In the state of captivity or exile, one understands the routines and you make peace with it. You remember the good, and I put it in abbreviations. The good in the sense of the food is what Israel remembered. They were fed up with the manna and remembered the meat and the fish they had in Egypt. They were not satisfied with what the Lord did. And so they wanted to return, but did not look at what God was doing in the now for them and what the future promised. And the end of it all is that none of that generation that left Egypt entered into the promised land. Nie een van daardie generasie het die beloofde land ontvang. Is this why we are missing what God wants to do for us and in us? Ek wil jou vanmôre vra, of het jy al Egipte verlaat in jou hart, in jou siel en in jou liggaam? Ek kan vir jou vra dieselfde, jy al Sodom en Gomorra verlaat in jou hart, in jou siel en in jou liggaam? Of is jy stuck in die verlede, terwyl die opdrag vandag is, moenie. Dit gaan nie oor 'n spul reëls nie, maar dit gaan oor moenie omkyk nie. Moenie stop nie. Daar is 'n belofte om vooruit te reik. Sommige mense beweeg weg en hulle los die verlede agter. Maar langs die pad raak hulle moe en stop hulle. Terwyl die opdrag ook was, moenie stop nie. Moenie in jou dan bestryk bly nie. Gaan verder. Ons gaan nie voluit in ons lewens na dit waarvoor die Here ons doen. Want ons is bang, ons gaan misluk. Ons is bang, ons gaan dit nie behaal nie. En dan mis ons dit waartoe die Here ons geroep het. Waarin is ek en jy vandag vas? Waar bly ek en jy? Waar vertoef ons? Waar leef ons? Is ons vandag in Sodom, in Gomorra of in Egipte? 'n gewoonte, 'n vrees, 'n moeilike situasie, en weier ons om uit te beweeg. Net omdat jy geleer het hoe om te cope in daardie situasie, terwyl die Here gesê het, gaan uit. Ek wil vanmôre afsluit en vir jou te sê, dis tyd vir my en jou, om ons Sodoms, ons Gomorras, ons Egiptes, te identifiseer. Dis tyd om daardie dinge, waarin ons bly, waar ons nie hoort nie, te identifiseer. Erken dan jou beperkinge, maar moenie toelaat dat dit jou definieer of jou inperk nie. Weet wat jy kan doen, weet waartoe jy geroep is. En dan as jy die beperking sien,
woorde. Dis tyd dat ons ons eie uitkyker oorbrug. Ons gedagtes verander. Wanneer die Here gesê, bedink die dinge wat daarbo is, en nie dit wat op die aarde is. Ons oorweeg ons situasies, ons oorweeg ons stryd, ons oorweeg ons vrese, ons oorweeg ons beperkinge, en dan wil ons kyk, hoe koud ek binne dit, hoe werk ek daarmee saam? En die Here het gesê, doen dit nie. Hy het gesê, gaan. Want ek is jou krag, jou sterkte en jou oorwinning. En wanneer jy onsekerhede en vrese ervaar, well, when you fear, hand it over to the Lord. For David said, even when I go through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. And that is exactly why the Lord said, don't stop, because He says, when I go through the valley, not when I stop in the valley, when I remain in the valley, or when I give up in the valley, but when I go through it, I shall fear no evil, for you are with me, to lead me, to guide me, to protect me, to provide for me, and to uplift me. And if you are afraid that you'll fail, don't try to leap. Walk slowly. Give small steps, but keep on moving. Die ongemak wat jy ervaar, al die stemme in jou gewese wat vra, gaan jy dit maak? Gaan ek weerkom? Sal alles uitwerk? Aanvaar hulle die ongemak as net ek word gevorm tot die nuwe mens wat God verweer. Want jy sien, om te verander is ongemaklik. Om 'n gewoonte te verander, om 'n tradisie te verander, om 'n uitkyk te verander, is nie net 'n besluit wat geneem word nie. Daar gaan soms ongemak met dit saam. So today, don't look back and don't stop, but become and live who God called you to be and enter into your promised land. Let's turn our hearts. Father, as Israel, we miss the promised land. Like Lot's wife, we miss the life that you called us to. Because we are stuck in the life that we left behind. Just because we look back. Just because we long for whatever lies behind us. But today I come, Lord, and I pray, Here, dat U ons sal help om te hoor wat U sê, en Here, dan daarop ag te gee, om werklik te los wat agter is. Here, dit agter ons te stel, en nie daarin terug te kyk nie, maar ons uit te strek na dit wat voor lê. Want sê die apostel Paulus, dat hy wat sy hand aan die ploeg slaan, en agtertoe kyk, ekskuus, hier het gesê, is nie die koninkryk van die hemel werk nie. Help ons daarom, Here, om waardig te wees, die roeping waarmee U ons geroep het, en dit te sê, ons het 'n groter identiteit, ons het 'n beter lewe in U, en U roep ons daartoe. You call us out of a life of destruction into a life worth living. Help us to enter into it, and help us to fulfill Your calling and
your word in our lives, O Lord, as we go through each and every day. Here sal U asseblief ook vir ons uitwys in watter areas ons dalk vasgevang bly in wat was. In watter areas ons U nie toelaat om ons te vernuwe nie. Maar Here, help ons om, wanneer U dit uitwys, dan ook daarop te reageer en dit af te neem, sodat ons kan wees wie U wil hê ons moet wees. Vandag ons dan ook in die liefde, blydskap en vrede, Here. Herinner ons deur hierdie loop van hierdie week aan U woord, Here, en laat ons dit toelaat om in ons nuwe lewe na vore te bring. Dit is ons gebed